Ons tema is God se nuwe era. Die teks is Markus 13 vers 1 tot 31. Dis die leesrooster vir vandag se teks. Daar's ook 'n ander teks in die leesrooster, die van die wat dit volg in Daniël. In Daniël 12 en die twee gedeeltes praat oor dieselfde ding en sê eintlik maar redelik dieselfde. Ek gaan nie vir ons die hele gedeelte lees tot vers 31 nie, want dan dis 'n lang stuk. Ek gaan net tot by vers 5 vir ons lees en dan moet u my verdra vanmôre, want ek wil dan graag eers net stuk vir stuk vir u verduidelik wat in die res van die hoofstuk staan en wat daar geskrywe staan, voordat ons vir mekaar vra wat sê die Here vir ons vanmôre daardeur. So kom ons lees net vers 1 tot 5. Toe hy die tempelterrein verlaat, sê een van sy disippels vir hom: Meester, kyk net watter indrukwekkende klippe en geboue. Jesus sê toe vir hom: sien jy hierdie groot geboue? Dis nou die tempel, né? Hier sal beslis nie een klip op 'n ander gelaat word nie. Alles sal afgebreek word. Terwyl Jesus op die Olyfberg reg oor die tempelterrein gesit het, het Petrus, Jakobus, Johannes en Andreas aan een kant vir hom gevra: Sê vir ons, wanneer sal hierdie dinge gebeur? En wat sal die teken wees dat al hierdie dinge volbring sal word? En ons lees net tot daar. As 'n mens hierdie gedeeltes in die evangelies lees, die gedeeltes wat gaan oor die groot verdrukking, die eindtyd, die tyd voor Jesus se wederkoms, dan maak dit 'n mens bang. Ek was as jong Christen altyd baie bang as ek die goed gelees het, en ek wou nooit ook regtig die goed gelees het nie, want daar sal 'n verdrukking wees soos wat daar nog nooit was nie en nooit weer sal wees nie, staan daar geskrywe. Daar staan goed soos die vrouens in daai tyd moet bid dat hulle nie swanger is nie. En dit maak 'n mens bang as jy die goed hoor. En dan hoor jy ook so baie stemme wat vir jou sê, nou is die eindtyd, ons lewe, dit het nou aangebreek. Nou kan jy kyk na die wêreld en jy kan kyk hoe deurmekaar is die wêreld en die oorloë wat daar gebeur. Nou gaan hierdie dinge gebeur. Ons kan te wagte wees dat die groot verdrukking nou gaan begin plaasvind. En party mense maak jou nog banger ook rondom dit. Hulle maak allerlei flieks en dan kyk jy die goed en dan as jy nou klaar die fliek gekyk het, want die fliek sê die hele tyd jy moet reg wees, jy moet waaksaam wees, en dan gaan jy huis toe en jy's net so bang, daai dag as die Here kom, dan vang hy jou op die verkeerde plek met die verkeerde ding. Asof die ander goed nou nie vreeslik saak gemaak het nie, hy moet jou net nie die laaste kere jou op die verkeerde plek en die verkeerde tyd vang nie, dan moet jy waaksaam wees. En dan leef 'n mens sommer heel vroom en heilig vir 'n hele ruk. En dan vergiet jy van dit. En dan gaan jy maar net weer aan, wat sê die Engelse is business as usual. En tot iemand weer eendag daaroor preek en dan skrik jy weer jouself mors dood of tot jy nou weer so fliek gekyk het. Die probleem met hierdie tipe teologie en met hierdie denke, geliefdes, is tweeledig. Die eerste ding is, dit word gedryf deur vrees. Ons aanbidding van die Here, ons diens vir die Here, ons Christen wees, om Christen te wees, om op 'n sekere manier te lewe, word gedryf deur vrees en nie deur liefde nie. Dis tog teen die totale grein in van ons geloof, dat ons geloof gebaseer is op vrees. Ag, hier kan ons nou maar net dink as Jesus sê, wat is die groot gebod? As Jesus sê, waaroor gaan dit regtig in die Christen geloof? Dan het Jesus nie gesê,
Jy moet die Here jou God met jou hele hart en jou hele siel en jou hele verstand vrees nie. Hy het gesê jy moet hom lief hê. En Johannes skryf en hy sê, wat daar vrees is, kan daar nie liefde wees nie. So hierdie hele ding word gedryf deur vrees. En weet jy, my ervaring in die lewe op alle vlakke is dat niks wat deur vrees gedryf word is standhoudend nie. Daarom is jy vir 'n rukkie vroom en heilig en dan gaan dit ook weer weg. Want die vrees gaan weg. Liefde is standhoudend. Maar nie vrees nie. Die tweede ding is, die tweede probleem met hierdie tipe teologie is dat Jesus praat oor iets anders in hierdie teksgedeeltes. Ons het 'n bepaalde idee, vooropgestelde idee ontwikkel, en as ons hierdie teksgedeeltes lees, dan spring daai idee in ons kop. En die rede is, hoekom daai tipe idee ontwikkel het, is omdat ons nie mooi die teks lees nie. En mooi lees wat daar staan nie. So, ek wil vanmôre so 'n bietjie tyd spandeer en na die res van die gedeelte gaan kyk wat staan hier geskrywe, want hier is 'n ongelooflike belangrike boodskap wat ons baie keer mis, omdat ons met 'n bepaalde bril na hierdie goed kom kyk. Jesus en sy disippels was daar by die tempel. En net toe hulle wegstap, dit lyk vir ons uit die teks uit, hulle daarvan uit die tempel na die Olyfberg toe gestap. Maar toe hulle daar uit die tempel uitstap, toe sê een van die disippels vir Jesus, is dit darm nie 'n indrukwekkende storie hierdie tempel nie? Ek meen dit was indrukwekkende geboue gewees wat daar gebou was. Is die tempel nie indrukwekkend nie? Maar nou moet ons ook onthou, die tempel het vir iets gestaan. Dit het nie net gegaan oor die klippe en die gebou self nie. Die tempel was 'n metafoor, dit was 'n simbool van iets groter. Jy kry mos maar altyd 'n gebou of 'n ding of 'n standbeeld of iets staan vir iets. En so die tempel ook vir iets gestaan. So die assosiasie wat hulle met die tempel gehad het, wat mense uit baie tekste kan aflei, is in die eerste plek natuurlik was die tempel die plek waar God teenwoordig was. So as jy vir God wou soek, dan gaan jy tempel toe. Dis hoekom met die gesprek met die Samaritaanse vrou, dan vra sy vir Jesus, waar is die ware plek waar ons die Here ontmoet, die ware aanbiddingsplek? Is dit in Samaria waar die Samaritane hulle aanbiddingsplek het, of is dit nou in Jerusalem, daar by die Olyfberg, waar die tempel staan? Waar is die ware aanbiddingsplek, né? Want daar is die Here teenwoordig. Maar die tempel het ook gestaan vir nasionalisme, Israelitiese Joodse nasionalisme. Want dit was wat vir Israel as nasie gekenmerk het, hulle bymekaar gehou het, hulle nasionalisme laat opvlam het, hulle laat hulle hierdie ywer en hierdie trots vir hulle volk laat voel het, was die tempel. Die tempel is by ons. Die tempel was ook vir hulle 'n stuk beskerming. Jy lees in Jeremia dat Jeremia kom waarsku hulle en sê die eerste tempel van Salomo gaan verwoes word. En dan lag die volk vir Jeremia. Daar staan in een van daai tekste. Dan sê hulle vir Jeremia, nee Jeremia, die Here sal nooit die tempel verwoes nie, want hy bly in die tempel. Hoe sal hy homself verwoes? Ons is veilig, want ons het die tempel by ons. Nee, dit het regtig 'n nasionalistiese simbool vir Judaïsme geword. Dit het 'n simbool van eksklusivisme geword, want dit was net vir die Jode. Selfs die krepeles en die blindes en die malaatses kon nie daar naby gekom het nie. Dit was net vir die heiliges bedoel, die eksklusiewe lotmense, die uitverkorenes van die Here bedoel, né? Die ander nasies kon ook nie daar naby gekom het nie. Jy moes 'n Israeliet word as jy wil deel geword het van die tempelaanbidding en van hierdie geloof. Die tempel was ook 'n simbool van mag. Die Sanhedrin, die skrifgeleerdes, die fariseërs,
dit wat daar uitgekom het, hulle die mense beheer. Hulle het 'n greep op die volk gehad. Hulle het so 'n greep gehad dat dit in hulle mag was om iemand te laat doodmaak. Hulle het Jesus laat doodmaak. Dis nie die Romeine nie. Daai kerkleiers, die Sanhedrin, die kerkraad van daai tyd het vir Jesus oorgegee om doodgemaak te word. Hulle het die mag gehad. Mense was baie bang vir hulle, vir die kerkouens. En natuurlik was daar hierdie hoogmoed, hierdie pragt en trots van die stelsel en die sisteem en die Torah en die nakom van die Torah en die hele manier van die godsdienstbedryf in daai tyd, die offerandes. Daar was 'n nasionalistiese trots en 'n geloofstrots gewees rondom ons tempel. Nou dis hoekom hierdie een van die disippels daar loop en hy sê, kan ons nie trots wees op ons tempel nie. Die pragt daarvan. En dan sê Jesus vir hulle, hierdie tempel gaan afgebreek word. Wat julle hier sien. En dit is die aanbreek van 'n nuwe era, 'n nuwe tydperk wat kom. Die hele gedeelte, die hele hoofstuk vertel hiervan. Die aanbreek van 'n nuwe era, die einde van die tempel-era, van die tempelgodsdiens en die aanbreek van die nuwe wat gaan kom. Jy lees dit byvoorbeeld as Jesus soortgelyke metafore gebruik wanneer hy sê in 3 dae sal die tempel sal afgebreek word en in 3 dae herbou sal word. Nee, daar's iets nuuts wat in die plek gaan kom hiervan, 'n nuwe era wat aanbreek. En dan kom van die disippels, so 4 van hulle, die 3 manskap en Andreas. Dan kom hulle en hulle vra vir Jesus, wanneer gaan dit gebeur? En wat sal die teken wees daarvan, dat dit gaan gebeur? So wat vra hulle vir Jesus? Hulle sê vir Jesus, wanneer gaan die nuwe era aanbreek? Wanneer gaan die tempel afgebreek word? Wat die aanduiding is van die nuwe era, wat gaan gebeur? Wanneer gebeur dit en wat gaan die teken wees dat ons dit kan sien, hier is 'n nuwe era wat gaan gebeur, né? En dan die res van alles wat Jesus sê, antwoord hy hulle vraag. Hierdie is baie belangrik wat jy moet onthou. Die res van die hoofstuk, alles wat hy verduidelik nou verder aan, is die beantwoording van hierdie vraag. Wat is die vraag? Die vraag is, wanneer gaan die tempel verwoes word? Wanneer breek die nuwe era aan, wanneer die ou bedeling van die tempel verby is en die nuwe era kom? Dis die vraag, né? Wat gaan die teken wees? Wanneer gaan dit gebeur? Nou sê Jesus vir hulle die volgende. Julle gaan gerugte hoor, nadat hy opgevaar het na die hemel toe, na dit, gaan julle gerugte hoor van hier is Jesus het weer verskyn. Jesus het weer, ons het hom gesien. Kom na ons groep toe, want ons het Jesus gesien. Hy het by ons verskyn. Jesus sê, julle gaan dit hoor. Hy sê, julle gaan ook gerugte hoor van oorloë en van hongersnood en van aardbewings. En dan sê hy vir hulle, dit is nie die teken nie. Dis nie die teken nie. Hy sê, dit is nog altyd daar. Hy sê, julle gaan dit hoor en julle gaan hoor die mense sê, die oorloë gaan nou plaasvind, die aardbewings gaan nou plaasvind. Jesus sê, wil jy nie aan steur nie, dit is nie die tekens nie. Hy sê, ag, dit is nie die begin. Maar dit is nie die teken nie. Hy sê, maar wat wel met julle gaan gebeur, in die tyd, tot wanneer die
die tempel verwoes gaan word en die nuwe era gaan begin, wat wel met julle gaan gebeur tot daardie tyd, is dat die kerk gaan julle vervolg. Julle gaan geslaan word, julle gaan voor amptenare gebring word. Julle gaan voor konings gebring word en voor heersers gebring word en voor amptenare. En julle gaan julle saak moet verduidelik voor hulle. Kerk gaan julle oorgee aan hierdie mense. Hoekom moet dit gebeur? Dan staan daar die woorde. Sodat julle aan die heidene die evangelie kan verkondig. Hoekom moet hulle, want voor wie kom hulle? Hulle kom voor heidense konings, heidense amptenare, heidense mense, né? En Jesus sê, julle moet die evangelie aan hulle verkondig. Hy sê trouens, julle moet aan al die nasies die evangelie moet eers aan almal verkondig word. Alle nasies moet die evangelie kan hoor. Wie sê al die nasies gewees daar by hulle, né? Julle moet vir almal die evangelie vertel. Hoekom? Want voor die begin van die nuwe era moet daar 'n nuwe kerk wees. Jy kan nie meer niks begin in die nuwe era nie. Jy moet nou reeds met 'n nuwe kerk begin, met die nuwe era. Julle moet die evangelie verkondig aan die heidene. Hy sê maar julle moenie bekommerd wees nie. Die Heilige Gees sal julle lei. Julle sal oukei wees. Julle sal weet wat om te sê teenoor die mense wat nie Jode is nie. Julle sal weet wat om te sê. Die Gees sal julle lei. Julle sal weet wat om te sê en julle moet onthou, selfs familie gaan teen julle in opstand kom. Julle eie familie. Jy's 'n Jood, jou familie is 'n Jood. Jy word Christen, jou familie word nie Christene nie. Hulle gaan jou uitstoot. Hulle gaan jou beledig, nee, al die goed wat met julle gaan gebeur. En dan sê Jesus, maar volhard net, hou net aan met dit. Hou net aan om dit te doen. OK, so, kry nou net weer mooi die prentjie. Wanneer word die tempel verwoes? Wanneer breek die nuwe era aan, Here Jesus? Wel, julle gaan 'n klomp gerugte hoor. Dis nie die tekens nie. Dis net gerugte. Maar wat met julle gaan gebeur voordat daai tyd aanbreek, is julle moet eers die evangelie aan die heidene verkondig. Julle moet 'n nuwe kerk vestig. Dan kom die teken. Wat is die teken? Die teken van die dinge gaan gebeur, die dinge gaan begin vir die nuwe era. Is vers 14. Wanneer julle die gruwel van verwoesting sien staan, waar dit nie hoort nie, laat die wat dit lees goed begryp, dan moet hulle wat in Judea is, na die berge toe vlug. Jesus sê vir hulle, julle gaan die evangelie verkondig, julle gaan die gemeente en die kerk bymekaar maak, julle gaan hier in Judea werk, ouens gaan julle slaan, julle gaan voor die gerecht gebring word en so aan, maar dis okay. Hy sê, maar wanneer julle die gruwel in die tempel sien staan, moet julle vlug. Moet julle die berge invlug. Julle moet wegkom, want dan gaan hulle vir julle doodmaak. En dan gaan daar 'n verdrukking wees soos wat julle nog nooit gesien het nie en ook nie weer sal wees nie. Nou wat is hierdie gruwel wat staan in die tempel? Wel, dieselfde woorde, die woord gruwel wat gebruik word, staan in geskrifte geskrywe, in apokriewe geskrifte, en dit verwys na die jaar 167 voor Christus, het keiser Antiochus, toe hulle vir Israel aangeval het, vir Jerusalem binnegeval het, en Jerusalem oorgeneem het, toe het hulle 'n altaar van Zeus oor die brandofferaltaar gebou in die tempel. En hulle het begin om vir Zeus offerandes in die tempel te bring. En toe was daar natuurlik weer die hele gevegte met die Zelote en hierdie ouens,
en toe is die tempel weer teruggekry. So wat Jesus sê is die gruwel wat daar was, soortgelyke ding gaan hier wees in die tempel kom. Nou wat was die gruwel? Wel, daar's 3 moontlike verklaringe daarvoor. Presies wat dit was word nêrens ooit gesê nie. Maar daar's 3 goed wat aanduidings is van wat dit moontlik kan wees. Die een ding kan wees dat dit keiser Gaius was, wat die Romeinse keiser daai tyd was, wat 'n beeld van homself in die tempel gaan sit het. Want die Jode het totale beheer van Jerusalem oorgeneem en ook beheer van die tempel oorgeneem. So dit kan dit kan wees, party ouens sê daar's sprake van offerhandes wat die soldate in die tempel gebring het, wat hulle varke gaan slag het op die altaar van die Here. Vark mag mos nou nie daar gekom het nie. Anders sê weer, dit kan soldate van die Selote wees wat die tempel oorgeneem het en skynpriesters aangestel het en eintlik 'n hele belediging en 'n wat is die Afrikaanse woord vir mokkerie, vir terg, nee, wat hulle gedoen het. Godslasterlike goed wat hulle daar neergesit het. Hoe dit ook al sê, Jesus sê vir hulle, as julle dit sien, as dit gebeur, dan moet julle nie nog Hanna nie, julle moet nie hier rondhang nie, moenie nog verder probeer om voor die ouens die evangelie te verkondig nie. Ouens, julle moet hardloop, want as hulle vir julle vang, gaan hulle vir julle doodmaak. En dan in die jaar 70 na Christus is Jerusalem totaal en al beleer deur die Romeine en het hulle inderdaad die tempel afgebreek tot op die grond en het hulle die tempel aan die brand gesteek. En het met daardie gebeurtenis het die groot vervolging van die Christene begin. Daar was geweldige vervolging waar Christene gevang is, hulle koppe afgekap is. Hebreërs sê vir ons, hulle is in stukke gekap, party van hulle. Ons weet byvoorbeeld dat later toe Nero keiser geword het in daai tyd, dat hulle die Christene teer oor hulle gegooi het, hulle aan die brand gesteek en hardloop hulle soos fakkels daar in sy tuin rond, dan was tot groot vermaak van almal, hè. En voor 70 na Christus is redelik die meeste briewe in die Bybel geskrywe. Maar in daai tyd is daar niks geskrywe nie, tot met 95 na Christus. Dan lees jy Johannes se briewe. Johannes se briewe is in daai tyd geskrywe. Sy 3 briewe en ook die boek Openbaring is in daai tyd geskryf. Maar in daai 30 jaar was daar baie min Christelike, geestelike aktiwiteit. Die Jode, die Christene het die wêreld ingevlug. Ons praat vandag van die diaspora. Wat gebeur het? Hulle het die wêreld ingevlug vir die vervolging. Nou kom sê Jesus vir hulle, dis die begin, nee, dis die teken wanneer die tempel gaan afgebreek word, wanneer die ding daar in die tempel is. En dan sê hy, maar in daardie dae, na daardie verdrukking, in daardie dae, na daardie verdrukking, sal die son verduister word en die maan sal sy lig nie gee nie en die sterre sal uit die hemel val en die kragte in die hemel sal geskit word. Jesus haal hier aan hoogstwaarskynlik uit Jesaja 13 vers 10. Nou, daar's 'n paar tekste in die Ou Testament waar soortgelyke goed gesê word. Maar die teks van Jesaja 13 vers 10 wat in die Griekse vertaling, die Septuagint, se woorde pas baie akkuraat teenoor dit wat Jesus gesê het, die woorde wat hy gebruik en so aan. So dis hoekom daar gesê word dat Jesus waarskynlik uit Jesaja 13 uit vers 10 aanhaal. En wat staan in Jesaja 13 vers 10? Ja, die sterre aan die hemel ruim en Orion met sy sterrebeelde laat nie meer hulle lig skyn nie. Die son word donker sodat dit opkom en die maan daar straal nie sy lig uit nie. En hierdie teks verwys na die val van Babylon en die val van die Babiloniese ryk
wat gaan plaasvind en wat gebeur het ook kort daarna, né? So wat is hierdie metafoor, hierdie beeld wat die Ou Testament gebruik het? Is iemand se lig gaan uitgedoof word. Die Babiloniërs se lig gaan uitgedoof word. Dis die bedoeling, die uitdoof, die einde van 'n era. Die einde van 'n politieke bestel of een of ander tipe bestel of stelsel gaan klaarmaak. Dit is waarvan hierdie teks praat. En daarom haal Jesus dit aan en hy sê, en dit is die einde van die era van die tempel. Die lig hou op skyn, dit gaan dood. Dis nou klaar, die era van die tempel. Want onthou, dis die vraag. En dan sê Jesus, en dan kom die nuwe era, dan sal hulle die Seun van die mens met groot krag en heerlikheid op die wolke sien kom. En dan haal Jesus aan uit 'n teks in Daniël 7 vers 13 tot 14, 'n teks wat die opkoms, die bestuiging, die verheerliking van die Seun van die mens voorspel, né? Kom ek lees vir jou Daniël 7 vers 13 tot 14. Net dat Jesus sê verder, dat ek dit net verder sê, hy sal die engele uitstuur en sy uitverkoninges versamel uit die 4 windstreke van die verste hoek van die aarde tot die verste hoek van die hemel. Dis wat Jesus nog daarbey aansluit. En dan Daniël 7. Ek het in die nagtelike visioene gesien. Kyk, met die wolke van die hemel was iemand aan die kom wat soos 'n mensekind was. Tot by die ou dae het hy gekom. Voor hom is hy gebring, né? Op die wolke kom iemand. En wat gebeur met dit? Aan hom is heerskappy, eer, koningskap gegee. Alle volke, nasies, taalgroepe dien hom. Sy heerskappy is 'n ewige heerskappy wat nie verby sal gaan nie. En sy koningskap is so dat dit nie vernietig sal word nie. Jesus gebruik 2 metafore, die een uit Daniël en die een uit Jesaja uit. Waar die een die einde van die era aandui en die ander een die begin van 'n nuwe era aandui. Die era van die heersing van die Seun van die mens. So, as ons dit vinnig vir mekaar saamvat. Jesus sê die tempel gaan afgebreek word. Sy era gaan verby. Die disippels vra vir hom, wanneer en wat is die teken? Jesus sê vir hulle nie die aardbewings en die goed nie, maar wanneer die gruwel in die tempel staan, moet julle vlug, dan begin die einde van die era. En dan gaan daar 'n tyd wees van groot vervolging, soos wat daar nog nooit was nie en nooit weer sal wees nie. En dan dit dui die einde van daardie era aan. Daai hele proses. Die lig word uitgedoof. En dan kom die nuwe era. Die Seun wat op die troon is. Die Seun wat heers. Die Seun op die wolke was iets van sy koningskap, sê Daniël. Dit staan ons daar. Hy is nou koning. En sê Jesus, dan het die nuwe era aangebreek. So, as ons net vinnig bietjie in ons laat bietjie ons gedagtes gaan ook oor die res van die Nuwe Testament, wat verander van die ou era na die nuwe era? Wel, die eerste ding is die sentrum verander. In die tempeltyd was die tempel die sentrum gewees. Die middelpunt van al die godsdienstaktiwiteite. Die simbool van wie is ons? Daar waar jy vir God vind. Alles het om die tempel gedraai. Nou sê Jesus in die nuwe era draai dit om Jesus. Nie meer oor tempels nie, geboue nie, oor goeders en sisteme en stelsels nie. Oor 'n persoon, oor Jesus. Gaan dit in die nuwe era, sê hy. Hy sê ons gaan daai goed afbreek. Ons gaan niks oorbly nie van die ou era nie.
Nog 'n ding wat verander is die instansie. In die tempel het dit gegaan oor die sisteem, die stelsel. Word nou vervang in die nuwe era met Jesus. Dis nou Jesus. Die mag in die tempel-era was gesetel by die mense. Nou skuif die mag, word weggeneem van die mense af. En die mag word in Jesus gesit. Hy is die hoof van die kerk. Hy is die hoof. Hy is die koning. Die een op die troon. Die plek het geskuif. Die plek was in die tempel-era die tempel. Daar het jy God beleef, daar het jy God aanbid. Jesus sê vir daai vrou, daar kom 'n tyd, en daai tyd is nou, sê hy, dat julle nie meer by die tempel my sal aanbid nie, maar in gees en in waarheid. Nee. So, die plek skuif na die Heilige Gees se teenwoordigheid. Daar is God teenwoordig deur sy Gees. Die bedryf verander. Die bedryf was gewees om wette en regulasies na te kom, wette en regulasies te onderhou. Nou skuif dit na verhoudings. Dis hoekom Jesus opsom en sê dit gaan oor liefde. Alles gaan op die ou ende net oor om lief te hê. Gaan oor verhoudings. Het gaan nie meer oor 'n ideologie nie. Gaan oor verhoudings. En die kerk, hoe lyk die kerk? Die mense in die kerk, dit skuif vanaf die Israeliete na die nasies. Dis die kerk van die Here. Die nuwe era. Dan sê Jesus vir hulle, amen. Amen beteken verseker, ek sê vir julle, hierdie geslag, wie is die geslag? Hierdie generasie, die disippels, sal beslis nie tot 'n einde kom voordat al hierdie dinge gebeur het nie. Die disippels sal nie, hierdie geslag sal nie doodgaan voordat al hierdie dinge gebeur het nie. Die hemel en die aarde sal tot 'n einde kom, maar my woorde sal beslis nie tot 'n einde kom nie. Jesus sê, julle kan my woord vat. Die nuwe era sal deurbreek. Die nuwe era sal kom, sê hy vir sy disippels. Julle kan my woord daarvoor vat, sê hy. So wat is die teken van die nuwe era? Wel, die eerste is die tempel is verwoes. As julle sien die tempel is verwoes, dan weet julle die nuwe era het aangebreek. Dis die begin. En onthou nou wat sê Jesus vir hulle? Hy sal dan die engele uitstuur en sy uitverkorenes versamel uit die 4 windstreke van die verste hoek van die aarde af tot die verste hoek van die hemel. Hy haal daai teksgedeelte aan uit Daniël wat sê die nasies van alle nasies sal inkom. Sal die nuwe kerk van Jesus wees. So wat is die 2 tekens? Wat is die aanduiding? Wat is die tyd wanneer die tempel verwoes is en wanneer die nasies tot geloof kom? Dan weet jy die nuwe era is hier. Ons kan dit dalk in hierdie woorde omsit. As julle hierdie 2 goed sien, die tempel is verwoes en die nasies kom tot geloof, dan sal julle weet dat Jesus op die troon sit. Dan sal julle weet dat Jesus regeer. Dis die teken dat Jesus regeer, dat Jesus die Here is van hierdie ganse aarde. Iemand in 'n kommentaar skryf so mooi. Hy sê, these are the negative and positive sides. Dis nou die vervolging en al die goed wat gebeur, nê? These are the negative and positive sides of the transfer of authority from temple to the Son of Man. Wat sê dit vir ons, geliefdes? Wat moet ons hiermee maak? Dit sê vir my persoonlik 2 goed. Ek dink wat die teks dalk vir ons wil sê. Die eerste ding is nuwe geboorte kom uit chaos, pyn, ongemak, wanorde. Ons het
kyk baie keer na moeilike tye in ons eie persoonlike lewe, ons eie geestelike lewe, waarin daar chaos is, waarin daar pyn is, waarin daar wanorde is. En ons verwens dit en ons wil dit verjaag en so aan met alles wat ons het. Maar weet jy geliefdes, hierdie hele beskrywing van hoofstuk van hierdie hoofstuk in Markus hoofstuk 13, die hele beskrywing van dit is eintlik maar gebaseer op die prototipe van Jesus se kruisiging en opstanding. Jesus se kruisiging en opstanding sê, nuwe lewe kom deur dood. 'n Koringkorrel kan nie vrug dra as hy nie in die grond geval het en weer en doodgaan nie. Dan eers bring dit lewe. Ag, en ons het hierdie klisjées in ons in die samelewing gekry. Elke donker wolk het 'n silwer randjie. En weet jy wat? In Jesus se wêreld is daai klisjé waar. Nie net waar nie, dit staan op vaste gronde. Uit die chaos, uit die wanorde, uit die afbreek, kom die nuwe lewe. Uit die selfverloning, uit die vervolging, uit die moeite, uit die chaos in jou lewe, kom die nuwe lewe. Waarom is dit so? Weet jy geliefdes, ons het so gewoond daaraan geraak dat die wêreld maak my gelukkig. Ons het so gewoond geraak, my geluk vind ek hier in die wêreld. My goedjies wat ek het, nê? Waaroor is ons altyd dankbaar? Ons is dankbaar dat ons gesond is, dankbaar dat ons geld het, dankbaar dat ons finansiëel met ons goed gaan, dankbaar vir al die voorspoed. Ek het lanklaas in my lewe 'n gelowige gehoor wat vir my sê, ek is dankbaar want ek kon vanmôre dit regkry om my vyand lief te hê. Ek is dankbaar dat Christus my hart verander het. Ek is dankbaar dat ek vanmôre nie weer rassisties opgetree het nie. Ek is so dankbaar vir dit, want dit sê vir my Christus is op die troon. Ons is so gewoond daaraan dat ons geloof gaan oor ons eie gemaksigtigheid, ons eie voorspoed. Ons is so gewoond daaraan om God te probeer te beheer en te manipuleer. Waaroor gaan ons gebede? Is om iets uit die Here uit te kry. Te kry wat ek wil hê, Here. My eie ekkigheid. My way. To get it my way. Die hele tyd. Ons is so gewoond daaraan. Vir transformasie in ons om plaas te vind, geliefdes, vat baie keer 'n diepe ontnugtering. 'n Diepe ontnugtering oor ons verwagting van hierdie lewe, verwagting dat hierdie lewe jou gaan gelukkig maak, 'n verwagting dat die lewe vir jou gaan bied wat jy so graag hier diep wil hê binne in jou, dat ons net gaan gelukkig en happy wees die hele tyd. Dan kom die ontnugtering, die lewe werk nie so nie. Dit bied dit nie. Dan kom die stoei, en die sukkel, en die worstel met God. Die aanvaarding, hoekom het U my geliefde weggeneem, Here? Hoekom het U my geliefde weggeneem? Hoekom het U my gesondheid weggeneem, Here? Dan vind die stoei en die ontnugtering plaas, nê. En baie keer, my grootste ontnugtering uitgekom toe ons gaan sendingwerk doen het in Mosambiek. Want ons ry hier met die krag van die Here in Afrika in. Die Here beskerm ons. Toe gaan my vrou en my kinders amper dood daar. Toe dink ek nie meer, dis 'n avontuur nie. Toe besef ek, hierdie ding is die realiteit van die lewe. Jy kan doodgaan. Jy kan doodgaan vir die evangelie. Regtig. Ons is so gewoond aan hierdie teologie van ons.
baie keer vat dit tot baie diep ontnigtering in ons eie geloof, ons eie teologie, 'n ontnigtering in God, ontnigtering in myself, want ek het nie geweet waartoe ek in staat nie. Wanneer die regte omstandighede daar is, dan kom hierdie boosheid hier uit, soos wat jy nie gedink het nie. Jy het nie gedink dis daar nie, hierdie ontnigtering oor jouself. Maar uit dit uit die stoei, uit die worsteling, uit die soeke, uit die pyn, kom die nuwe era. Kom die lewe in oorvloed. Kom dit waarvoor ek en jy hier is om die Here te ken. Kom dit. Dit is die eerste ding wat ek dink Jesus vir ons wil sê, moenie die pyn en die ontnigtering en die stoei en al hierdie dinge net negatief sien nie. Die tweede ding is, geliefdes, as hierdie gedeelte wil vir ons kom herinner aan wie is ons en wat doen ons. Wie is die kerk? En wat moet die kerk doen? Die kerk is ons gelowiges, né? Die kerk is nie meer 'n gebou nie. Kom sê Jesus, die kerk is nie meer 'n stelsel nie. Dis nie 'n stelsel nie. Dis nie 'n organisasie nie. Dis nie 'n kultuurorganisasie nie. Die kerk is die lewende liggaam van Jesus Christus. Dis 'n organisme. Dis wat die kerk is. Ja, en ons moet so oppas dat ons nie weer van die kerk 'n derde tempel maak nie. Jy weet mos, daar was 2 tempels. Salomo se tempel, toe sy tempel na die ballingskap weer herbou. Maar ons moet oppas dat ons nie weer 'n tempel oprig nie. Kyk hoe mooi is ons geboue, Here. Die kerk is die laaste bastion van die Afrikaner, wat ons nasionalisme regop hou. Alles verander, maar die kerk staan nog in die Afrikanerse gemeenskap. Ons bou 'n derde tempel. Jesus het hom afgebreek. Tot op die grond. Dis nie waaroor die kerk gaan nie. Die kerk gaan oor die koning Jesus. En die kerk gaan om die nasies die evangelie voor te verkondig. Die universele kerk van die Here, wat hy bymekaar maak uit al die uithoeke van die aarde. Sy kerk, die nuwe era. Geliefdes, ons mag nie die visie verloor nie. Ons mag nie die visie verloor nie. Ons mag nie miskyk waaroor dit gaan nie. Jesus kom sê, julle is hier om heling te bring, om die evangelie te verkondig, om die nasies te bereik, hulle in te bring, deel te maak van sy liggaam. Dis wat ons moet doen. En dan lees ons ons moet waaksaam wees, né? Ons lees van hierdie terme in die Bybel. Dink maar aan die 5 wyse meisies en die 5 dwaase meisies. Dan dink ons waaksaamheid is, as Jesus kom, moet hy my nou net nie met 'n glas wyn in die hand vang nie. Ons moet waaksaam wees. Kom maar nie dalk vanaand nie, dan drink ons nie vanaand ons wyn nie. Hier kan maar jy wyn drink. Waaroor moet ons waaksaam wees? As Jesus heeltyd vir hierdie disippels voorberei, dan sê hy vir hulle, moenie ontnigter raak nie. Hy sê daar in die teks, ek sê vir julle voor die tyd. Ek sê vir julle wat gaan gebeur. Ek sê nou vir julle wat gaan gebeur. Ek sê nou vir julle hoe gaan die nuwe era lyk. Moenie ontnigter wees nie. Wat gaan gebeur? Moenie moed verloor nie. Kyk die nuus en dan hoor ons die gerugte van die oorlog. Ons hoor nie net die gerugte nie, ons sien hulle sommer op die televisie.
hoe mense mekaar doodskiet en oorlog maak en beklei in hierdie wêreld. Dis nie eers meer gerugte nie, dit gebeur nou. Maar Jesus sê dis nie die teken nie. Die teken is klaar verby. Die nuwe era het aangebreek. Maar wanneer jy die goed hoor, moenie ontnigter word nie. Volhard, hou aan om die evangelie te verkondig. Dis wat jy moet doen. Hou aan om lig te bring. Hou aan om heling te bring. Hou aan om die Here vir mense te bring. Mense voor te stel aan die Here. Hou aan om dit te doen. Moenie ontnigter word nie. O, Here, kyk hoe lyk die NG Kerk. Moenie ontnigter word nie. Hou net aan doen wat jy doen. Naamlik om die evangelie te deel met mense. Nie onnigter word nie. Die tweede ding wat hy vir hulle sê is, moenie die visie mis nie. Behou die visie. Behou die visie dat dit gaan oor die verkondiging van die evangelie aan die wêreld, aan die nasies, die universele kerk van die Here. Bring alle nasies in. Bring hulle in. Want hier is nie meer 'n Jood of 'n Griek nie. Hier is nie meer man of vrou nie. Hier is nie meer slaaf of vry ene nie. Hier is almal en alles in Christus. Dis wie die kerk nou is. En dan die derde ding. Nie vir Jesus mis nie. Ons kan so met die stelsel en die organisasie en die pragtige geboue en al hierdie dinge mee opgetrek wees. So my geloof bedrywe. Al die kennis inkry wat ek moet inkry. En nadat ek alles gekry het, kan ek nog steeds vir Jesus mis, want ek leef nog steeds in die ou era van die tempelryk. En dan mis ek vir Jesus. Ons bid saam. Here, mag ons